Baie welkom by die erediens vir die NG Kerk van Karasburg. Dit is vir Sondag 5 Oktober 2025. En ek glo en vertrou dat u ook hier wanneer ons nou begin afsluit met ons reeks, ook daardeur geseën sal word deur dit wat ons dan ook net weer gaan saamvat. Maar voordat ons by ons teksgedeelte kom ons bid net eers saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie reeks waardeur ons so baie kon leer oor u koninkryk. Baie dankie dat ons ook nou vandag net weer so 'n bietjie kan terugkyk, net vir 'n oomblik kan stil staan, net om saam te vat dit wat ons gehoor het, wat hierdeur vir ons ook gelei deur u Gees, en dit bid ons in Jesus Christus se naam. Amen. Ons teksgedeelte is die een waarmee ons ook ons reeks begin. Dit is Matteus 13 vers 10 tot 17, so kom ons lees dit gou saam. Die disippels het toe nader gekom en vir hom gevra: "Hoekom praat u deur gelykenisse met hulle?" Hy het hulle geantwoord: "Omdat dit aan julle gegee is om die geheimenisse van die koninkryk van die hemele te verstaan. Maar vir daardie mense is dit nie gegee nie. Want wie het aan hom sal gegee word en hy sal oorvloed hê. Maar van wie nie het nie, sal ook dit wat hy het weggeneem word. Daarom praat ek met hulle deur gelykenisse, omdat hulle siende blind en horende doof is en dis nie verstaan nie. Wat hulle betref, word die profesie van Jesaja vervul. Met die ore sal hulle hoor en glad nie verstaan nie, en met die oë sal hulle sien en glad nie insig kry nie. Want hierdie volk se hart is afgestomp. Hulle kan beswaarlik met hulle ore hoor. Hulle het hulle oë gesluit, sodat hulle nie met hulle oë sien en met hulle ore hoor en met hulle harte verstaan en terugdraai en ek hulle genees nie. Maar gelukkig is julle oë, want hulle sien, en julle ore, want hulle hoor. Amen, ek sê vir julle, baie profete en regverdiges het begeer om te sien wat julle sien, en hulle het nie gesien nie, en om te hoor wat julle hoor, en hulle het nie gehoor nie. Ons lees tot sover. Nou, soos ek gesê het, ons kom nou aan die einde van ons reeks waarin ons kyk na die gelykenisse, en hierdie is dan die tweede laaste boodskap daaroor. Nou, hierdie teksvers herinner ons waaroor gelykenisse gaan, dat Jesus dit gebruik het om mense en sy disippels juist te leer oor die koninkryk van God. En die een ding wat ons gesê het, ons moet verstaan, al by elkeen van hulle, is dat elke gelykenis op sy eie gee nie 'n ten volle beeld van die koninkryk van God nie. En ons sal onsself dus vasloop as ons dit so probeer doen. Maar dat elke gelykenis het elke keer eintlik net 'n baie belangrike iets daarvan, 'n sekere aspek wat Jesus wou uitlig vir ons gegee. So nou dat ons al hierdie gelykenisse deurgewerk het, en nee, dit is ook nie al die gelykenisse in die Bybel nie, gaan ons vandag dan al daardie betekenisse probeer saamvoeg, sodat ons daardeur 'n beter prentjie van die koninkryk van God kan kry, soos wat dit deur die gelykenisse vir ons uitgelig word. Wat onthou, die koninkryk is heelwat groter, selfs ook net as die gelykenisse, né? En vandag vat ons dan die eerste 10 gelykenisse waarna ons gekyk het dan saam. En gelykenisse het ons geleer is soos 'n geheime kode wat aan Christene gegee word om mense meer te leer oor die koninkryk van God. En gewoonlik het daar as gevolg van 'n situasie wat plaasgevind het waar mense dalk verkeerd gedink het oor die werke van die koninkryk van God, of verkeerd na dinge gekyk het, of dalk 'n vraag wat iemand gevra het, het dit dan aanleiding gegee dat Jesus die gelykenis vertel het. So ons gaan kyk na wat Jesus ons deur sy gelykenisse alles oor die koninkryk van God dan leer, oor hoe dit funksioneer of hoe God daarna kyk. En in ons reeks het ons begin deur in die eerste gelykenis waar ons gekyk het dan ook na die saaiër. En dis hoekom hierdie gelykenis 'n geheime boodskap in ons as Christene is. Dit is om aan ons te wys dat daar heelwat mense in die wêreld is wat nie gaan gehoor gee aan die woord wat op hulle gesaai word nie. En ons moet onthou dat die gelykenis dit baie duidelik maak dat almal die woord ontvang, maar dat die verskil lê in wat met die saad gebeur. Met ander woorde, hoe mense daarop reageer. Daar is mense wat net eenvoudig deur die bose weerhou word om die saad te laat wortel skiet en te laat groei. Dan is daar mense wat die saad
by wie dit wel ontkiem, maar gou gebeurde dat dit blyk net oppervlakkig was, omdat hulle vinnig weer terugval in die weë van die wêreld. Ten derde is daar ook mense wat egter weer deur die rykdom en die begeertes en die bekommernisse van die wêreld eintlik verlei word en daardeur as ware verdruk word en hulle wegkwyn weg van die kerk af, weg van God af. En dan is daar egter ook die groep by wie die saad op goeie grond val en goed groei, soveel so dat hulle 60 tot 100voudig vrug dra daarna. Daar is tussen hierdie gelykenis 'n waarskuwing in vir mense wat wel begin groei, maar wat dan wegkwyn weg van die koninkryk van God af, weens verskeie dinge in die lewe. Dinge waarop ons moet let, en dan die aanmoediging waar ons herinner word aan die oorvloedige vrug wat dan sal voortkom wanneer ons wel gehoor gee en God dan volg. Nou die volgende gelykenis, die onkruid tussen die koring, was 'n gelykenis wat op een aspek wat ons by die saaier geleer het, uitgebrei het, deur vir ons te wys dat daar is altyd 'n stryd teen die koninkryk van God, deurdat daar onkruid gesaai word tussen die mense van God. En die troos en die hoop wat hierdie gelykenis egter vir ons bring, is dat eendag gaan die Here kom, en dan gaan hierdie stryd finaal verby wees, wanneer die onkruid dan verbrand gaan word, en ons saam met God sal skitter soos die son in sy huis. En dit roep ons ook op, om nie te vinnig te wil oordeel oor ander mense nie. Die gelykenis roep ons, om nie ongeduldig te word, en voor die tyd wat daarvoor eintlik ryp is, te wil gryp na die oordeel van God nie. Maar ons moet onthou dat die Satan het egter klaar verloor, en hy het al klaar sy onkruiddoder in. En met God by ons sal ons oorwinnaars wees. Ons moet net seker maak dat ons gaan deel wees van die koring, en nie van die onkruid nie. En ons moet elke dag seker maak hiervan. En so het ons dan ook in die volgende ene gehoor, dat daar dus 'n stryd is rondom die koninkryk van God, en dan die twee gelykenisse wat ons daarna na gekyk het kom wys dat dit egter wel die moeite werd is om juis te kies vir die koninkryk van God, en nie net te maar wil weg te val of terug te val in die weë van die wêreld nie. En die rede soos die gelykenisse dit beskryf het, oor die parel en die skat, is omdat die koninkryk van God van groot onskatbare waarde is. En wat Jesus van ons vra, is om ons hele lewe dan op te gee, juis vir hom, vir die koninkryk. Dis of alles, of niks. En as ons ernstig hieroor dink, dan moet ons eerlik wees dat baie mense sien eintlik nie kans om alles te verruil vir die koninkryk van God nie. Want net soos die jong man wat na Jesus toe gekom het en nog gevra het wat hy dan nog moet doen om die ewige lewe te kry, en toe eintlik bedroef weggegaan het, toe Jesus vir hom sê, maar gaan verkoop al jou besittings. As ons moet dink aan al die dinge wat ons dalk in ons eie lewe het, wat vir ons baie waardevol is, en soos wat ons gesê het dan ook, dit is nie, dis dinge soos ons besittings, maar selfs ook dinge met sentimentele waarde het, of selfs jou huis, of plaas, of wat ook al, en selfs jou kinders. Dan moet ons wonder, maar sien ons werklik die koninkryk van God dan as waardevol, dat ons dit alles sal prys gee. Jy weet, en dit is 'n vraag wat baie keer deur mense beantwoord moet word, en ons sien dit selfs in lande waar Christendom eintlik verwerp word, en daarom as jy 'n Christen word, jy selfs deur jou familie verwerp word. En jy die vraag moet vra, maar is die koninkryk van God vir my meer werd as al daai dinge? Maar dan vind ons ook deur die gelykenis dat dit baie duidelik gemaak word. Dit is die moeite werd. Dis nie 'n maklike besluit nie, maar dis absoluut die moeite werd. En daarom moet ons nou in hierdie lewe dit waag om in God te glo en op sy belofte te vertrou, en alles prys te gee wat ons voorheen dalk as van waarde beskou het. Juis sodat ons die een skat en die een parel van baie groot waarde mag verkry, naamlik die koninkryk van die hemele. En daarom dat Paulus dan ook sê, maar ek maak my los van alles, en ek strek my uit, sodat ek dit kan kry, dit kan behaal. En wanneer 'n mens hierna gaan kyk oor hoe waardevol dit vir ons is, wat ons juis ontvang in terme van die koninkryk van God, en ons sien hoe Jesus juis aan die man langs hom aan die kruis, wat 'n sondaar was, en seker net vir 'n uur of so op aarde sy lewe gegee het aan Jesus, ook hy dit ontvang, hierdie waardevolle ding. Eintlik net soos iemand wat al jare lank vir die Here geleef het.
En dan die gelykenis wat ons gelees het van die arbeiders wat almal dieselfde betaling ontvang het, ongeag van hoeveel ure hulle gewerk het. Die persoon wat die hele dag gewerk het en die persoon wat 1 uur die dag gewerk het, het almal dieselfde loon ontvang. Dit het ons gehelp om te verstaan dat vir God is elke loon wat hy uitdeel, is nie 'n verdiende loon nie. Nee, elke loon is 'n genadeloon, ongeag hoeveel jy gedoen het. Ons word deur hierdie gedeelte opgeroep om nie na die wêreld rondom ons te kyk, om met nuwe oë daarna te kyk, om in dieselfde goedheid, die liefde en barmhartigheid te kyk as waarmee God dit in die wêreld doen. En dis eers wanneer ons die genade karakter van die koninkryk van die hemel ons eie maak, dat die evangelie in die wêreld vir ons meer sin begin maak. God werk nie met koue berekenings nie, maar met genade. Dis nie jou werke wat jou in die hemel gaan kry nie, dis jou geloof in God se genade. En dis ook nie jou werke wat so seer die beloning aan jou gee nie. Dis God se genade. God roep ons op om in die wingerd te werk. God roep ons op om te fokus op ons taak en nie hoe ons beloning vergelyk met anderste nie. Party mense mag dalk dink, die uur is dalk ook te laat om nou my lewe te wil verander en in die wingerd te gaan werk. Maar sulke mense hou nie rekening met die liefde en die genade van Christus nie. Dit het Jesus self bewys aan die kruis. Ons word uitgedaag om anders te dink oor sy genade, anders te dink oor sy liefde en oor die ewige lewe as beloning vir ons wat in sy wingerde werk, in sy koninkryk werk. Nou met die gelykenis wat daarop volg, het die fokus so bietjie verskuif. Die volgende gelykenis wat ons hanteer het oor die ontroubare landbouers, het Jesus gebruik om ons te wys dat die koninkryk van God gebou is op die lyding en die sterwe van homself. Jesus het sy gesag aangespreek want daar was 'n vraag daaroor, deur dit duidelik te maak dat hy wel die seun van God is. En hy wys dat die onkruid tussen die koring, wys hy die slegte karakter daarvan uit, maar ook die oordeel wat oor hulle gaan kom. En hierdie gelykenis het dan van ons 3 reaksies gevra, om gereelde selfondersoek te doen en waaksaam te wees, dat ons nie sal verslap om vrugte van die koninkryk voor te bring, soos wat die Israeliete eintlik daarin verslap het nie, maar dat ons sal waaksaam wees teen dit. Maar ook om onsself weer aan God toe te wy as deel van sy nuwe volk, as deel van die koninkryk van God, en dan om in dankbaarheid vir die feit dat ons nou ingetrek is in die volk van God in. Met hierdie dankbaarheid te reageer deur vrugte aan te hou te dra ter wille van ons God en Verlosser. Wat so geduldig met ons as mense is, en wie se liefde vir ons so groot is, dat hy sy geliefde seun gestuur het, om dit vir ons almal moontlik te kan maak om deel van die koninkryk van God te kan word. En toe met die gelykenis van die ryke dwaas, het Jesus nie sodanig die versameling van aardse besittings veroordeel nie, maar wel as jy jou vertroue daarin sou stel, en jou vreugde daarin probeer vind, in plaas van in God, en in sy koninkryk. Jesus veroordeel die onwilligheid om dit volgens die wil van die Here, wat die barmhartige Gewer is, om hierdie besittings wat ons het, in sy diens te gebruik. Hierdie hebsug en egoïsme saam kan eintlik enige mens naakarm maak, in alle dinge wat wesenlike waarde het. Want teenoor dit stel Jesus weer die ideaal om ryk te wees in God. Nou dit is moontlik dat ons hier dalk kan dink aan die skat van goeie werke wat elke mens vir homself kan vergader in die hemel. Maar as ons na die teksverband kyk, wys dit eerder op die aanwending van stoffelike rykdom volgens die wil van die Here tot sy eer. En daarom moet ons met ander woorde ter allereerst die koninkryk van God soek. En wanneer dit dan kom by die rol van gebed, wat dit juist ook in terme van ons aardse besittings speel, het Jesus ons geleer in die volgende gelykenis van die onbeskaamde gebed, dat ons nie verkeerdelik aan God as 'n ATM-masjien moet dink, wat in ons rykdom sal verskaf nie, maar dat ons moet verstaan dat ons in 'n diep vriendskapsverhouding met God moet wees. En dit is wat God van ons verlang. En dat hierdie verhouding dus ook die basis vorm vir hoe ons gebede met God werk. Ons gebede sal 'n uitwerking hê,
Daar is nie iets soos 'n te vergeefse gebede nie. As die Vader egter nie ons gebede verhoor nie, moet ons dalk eers seker maak of ons in die regte verhouding met hom is of nie. En of ons nie dalk vir die verkeerde dinge vra nie. Hy weet wat ons lewens nodig het en is altyd bereid om die goeie dinge soos deur hom bepaal aan ons juis te gee. Want Jesus het ons geleer dat gebed is nie iets wat net godsdienstig deur wyse van formules en frases moet gebeur nie. Maar dis eerder iets wat gebou word op 'n geloof wat geanker is op 'n vriendskapsverhouding met God, waar ons dus die vrymoedigheid het, juis om onbeskaamd dan na God toe kan gaan en in ons nood en dan vir hom te kan bid. Die volgende gelykenis het hierby aangesluit, maar dit het dan ook ons gebind aan die twee stadia van die koms van die koninkryk van God. Want sien dat die koninkryk van God alreeds aanwesig is, maar nog nie in sy sigbare gestalte nie. Maar dat die sigbare openbaring daarvan wel eendag in die toekoms by die volëinding onverwags gaan kom. En daarom word ons aangemoedig om volhardend aan te hou bid totdat dit dan gebeur. En dan hierdie volhardende gebede van ons as God se kinders, nie net ten opsigte van die wederkoms van Christus is nie, maar ook die dinge wat vir God baie belangrik is. Alle sake wat uit die nood van die hart uitkom, kan ons voor God, die Vader, se aangesig bring. En ook hierdie gelykenis het ons herinner dat God is altyd die regverdige regter, soos wat die Bybel sê. Die Vader is van die wees en die regter van die weduwees. En nie net dit nie, maar Jesus is ook juis ons voorspraak by God, waar ons gebede ekstra gewig dan as ware dan dra. Ook dat bedes wat nie dadelik beantwoord word nie, moet ons nie dink as gebedes wat verwerp is deur God nie. God sal ons gebedes op sy tyd laat verhoor. Dalk nie soos wat ons verwag nie, maar die hoofsaak is dat daar by ons 'n volharding in ons gebed sal wees en 'n onwankelbare geloof in hom, Jesus Christus, want hy sal dit beantwoord. Die vraag wat Jesus dan ook juis aan die einde van die gelykenis vra is, dwing ons egter dan tot 'n verootmoediging en 'n selfondersoek in ons harte, wanneer hy vra, sal die Seun van die mens, wanneer hy kom, geloof op aarde vind? Wat 'n aanmoediging is om werklik te volhard in ons gebed, tot die sigbare openbaring van die koninkryk dan plaasvind. Die gelykenis daarna het ons dieper gekyk na gebed, en spesifiek na die ware karakter van gebed, en dis ook die gevare wat dit vir ons as Christene inhou wat daarmee saamgaan. En daar's basies 3 gevare deur die gelykenis wat dit vir ons uitlig. Dat hoogmoed by ons kan begin insluip, omdat ons onsself met ander mense vergelyk, en dat 'n mens kan begin dink dat jy by die Here aansien behoort te kry vir al die werke wat jy vir hom en sy kerk doen, of dat jy kan dink dat dit jou beter maak as ander werke, maar ons het tog nou al vroeër gehoor, dis 'n genadeloon, nie 'n verdiende loon nie. Maar ook dat ons nie mense moet geringskat nie. Dat ons minder van hulle moet dink omdat hulle anders is nie. En dit is liefdeloosheid. Maak nie saak hoeveel ons vir hulle doen nie, want soos die gelykenis wys, dis eerder oor wat ons dink en daarom wat in ons harte aangaan. Sien, die oordeel en die genade van God geskied na aanlang van die mense se hart, ongeag van wat ons doen. So hier moet ons, die hoogmoediges en die liefdeloses, ook leer dat wie soos 'n prins na die Here kom, soos 'n bedelaar weggaan, maar wie soos 'n bedelaar voor hom staan, soos 'n prins daar weggaan. Ons moet verstaan dat om deel van die koninkryk van God te wees, is nie iets wat jy kan bluf nie. Jy kan nie maar net voorgee in alles wat jy doen nie. Dis nie wat gaan tel nie. Miskien kry jy dit reg om mense te mislei, maar God sien wat die bedoeling is van jou hart. Nou juis in aansluiting hierby, het die volgende gelykenis ons geleer oor hoe barmhartigheid deel moet wees van hierdie opregtheid. Sy disippels wou weet, en as mens wil ons ook baie keer weet, maar hoeveel keer moet 'n mens dan vergewe? Hoeveel keer moet ek dan barmhartigheid bewys? En Jesus se reaksie het dit baie duidelik gemaak dat jy nie net barmhartig moet wees by tye soos wat jy kies nie, maar jou lewe moet barmhartig wees. Ons wat barmhartigheid van God ontvang het, moet dus ook barmhartigheid teenoor ons medemens bewys. En as ons nie hierdie verpligting as 'n wet
van koning Jesus begryp en onvoorwaardelik en onophoudelik gehoorsaam nie, stel ons onsself daarmee dan onder die oordeel van die hemelse regter het die gelykenis dit gestel. En om hierdie gedagte net nog vaster te lê, dink byvoorbeeld aan die samevatting van die wet wat Jesus ingee wanneer hy sê dat in die eerste plek ons God moet lief hê en in die tweede plek wat gelyk staan met ons liefde vir God, is dat ons met ons medemens ook lief hê soos onsself. En die persoon in die gelykenis is vrygestel van die skuld teenoor sy koning, maar toe hy nie barmhartigheid bewys teenoor sy medemens nie, is daardie vergifnis van hom af teruggetrek. Daar is dus 'n noue verband tussen ons verhouding met God en ons verhouding met ons naaste. En Jesus leer dit ook vir ons in die Onse Vader gebed, wanneer hy sê dat ons moet bid, Here, vergewe ons soos ons skuldenaars vergewe. Met ander woorde, bewys aan ons ook barmhartigheid, soos wat ons aan ander barmhartigheid bewys. Waarop het neerkom, is dat omdat ons begenadig is deur God, moet ons met genade ook juis optree teenoor ander. Nou, om die samevatting as ware dan ook saam te vat vandag. Die koninkryk van God, wat vanuit sy genade werk, bestaan daarin dat daar altyd 'n stryd is tussen die lig en donker, en dat ons geroep word om te midde daarvan, om ook juis vrug te dra en volhardend aan te hou bid en te werk met 'n opregte hart. Juis omdat die koninkryk van groot waarde is, en daaraan moet ons vashou, eerder as aan aardse rykdom. Amen. Kom ons bid saam. Ons dank U Hemelse Vader vir hierdie wysheid wat ons ook vandag ontvang het oor hoe U koninkryk funksioneer en hoe ons daarbey moet inval. Wil U vir ons ook help om met elke dag so te leef, alles tot eer en verheerliking van U heilige naam. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Mag die liefde van die Here Jesus ons na hom toe trek. Mag die krag van die Here Jesus ons sterk maak in sy diens. Mag die vreugde van die Here Jesus ons vervul. En mag die seën van die almagtige God, die Vader, Seun en Heilige Gees tussen ons wees en vir altyd bly. Amen.